Lukas 4. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomlikse tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem, en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hiervandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal die engele bevel gee aangaande u, om u te bewaar. En hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord hom en sê, daar is geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy op 'n tyd lank van hom gewyk. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea gegaan, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan, en hy het in hulle sinagoges geleer, en is deur almal geprys. Toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge, en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbrysel van hart is, te genees. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gesig. Om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie? En hy antwoord hulle, julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg. Genees Heer, genees Uself. Alles wat ons hoor, wat in Kapernaum gebeur het, doen dit hier in die Vaderland hoor. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy eie vaderland nie. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar is baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was vir 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land, en nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na die weduwee. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naaman, die Syriër. En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor. En hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring op die rand van die berg waarop hulle die stad gebou het om hom van die kraanse af te gooi. Maar hy het tussen hulle deurgeloop en weggegaan en het afgekom na Kapernaum, 'n stad van Galilea,
en hulle op die Sabbat geleer. En hulle was verslae oor sy leer, want sy woord was met gesag. En in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel. En hy het met 'n groot stem uitgeskreeu en gesê: "Ha, wat het ons met u te doen, Jesus Nasarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u, weet wie u is, die heilige van God." En Jesus het hom bestraf en gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit." En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Toe kom daar 'n verbaasdheid oor almal en hulle praat met mekaar en sê: "Wat vir 'n woord is dit, dat hy met gesag en met die mag die onreine geeste gebied en hulle gaan uit." En daar het 'n gerug aangaande hom uitgegaan na elke plek van die omgewing. En hy het opgestaan uit die sinagoge en in die huis van Simon gekom. En Simon se skoonmoeder was aangetas deur 'n ewige koors. En hulle het hom geraadpleeg oor haar. Toe gaan hy oor haar staan en bestraf die koors. En dit het haar verlaat en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerlei kwale, na hom gebring en hy het een vir een hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. En duiwels het ook baie uitgegaan en geskree en gesê: "U is die Christus, die Seun van God." En hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus was. En toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek. En die skare het hom gesoek en by hom opgekom en hom teëgehou, dat hy nie van hulle sou weggaan nie. Maar hy het vir hulle gesê: "Ek moet na die ander streke ook die evangelie van die koninkryk bring, want daarvoor is ek gestuur." En hy het verder in die sinagoges en in Galilea gespreek.